Op hierdie laaste aand sê ons vir U net weer eens ons erken U heerskap, ons aanbid U. Ons buig die knie voor U, Here. Ons gun vir U al die eer en heerlikheid wat U toe kom en dankie dat U ons vir hierdie paar weke bymekaar gebring het. Dankie vir U woord. Dankie dat U ons leer. En dankie vir wat ons almal, ek en Kleis, die hele lot van ons, Here, elke keer leer wanneer ons met U woord besig is en met die Bybel besig is. Help ons om 'n hart te ontwikkel vir U. Ek bid regtig uit my hart uit dat hierdie nie net 'n kopkennis sal wees nie, maar dat dit baie diep en vers sal afsak deur ons harte ondertoe en dat dit ons hele wese sal deursuur en sal kontamineer as dit ware, Here. Ek bid dat dit ons hele bloedsomloop sal vul, ons metabolisme, dat Here, as ons gesny word, dat ons liefde vir U bloei, dat ons die Bybel bloei en dat ons regtig sal oorloop van opgewondenheid en blydskap, liefde vir mekaar, eensgesindheid. Here, terwyl ons hier met eensgesindheid besig is, bid ons sommer vanaand vir die kerk wêreldwyd. En ons leef in so 'n geweldige gepolariseerde samelewing vandag. En die kerk is ook asof hy gepolariseerd is, Here, en gelowiges mekaar nie vind rondom sekere goed van die dag nie. Ek bid dit dat U ons sal onthou dat U die een is wat ons een maak, dat U die een is wat ons bystaan. U voor ons uitstap, Gees van God, vul ons denke en ons harte met die volheid van U woord en die waarheid. Laat U woord met sy volheid in ons bly, soos wat U ook weer Paulus op 'n ander plek vir ons sê. Asseblief, ons bid dit als in Jesus naam en almal antwoord. Amen. Goed, so ons het nou al mekaar gesê, Filippense is by uitnemendheid die vriendskapsbrief. Dis Paulus definitief sy favourite gemeente. Hy like ook Thessalonika so 'n bietjie, maar Filippense is definitief sy favourite. En hierdie is 'n vriendskapsbrief. Die trant daarvan is geweldig vriendskaplik. Daar's nie die angstigheid wat daar by die Galasiërs is of selfs in die tweede brief van die Korintiërs is nie. Hy is nie vinnig op die punt om hulle te wys op dwaling of groot probleme nie. Daar is klein issuetjies, ons sal nou vanaand daarby kom, maar dit lyk nie vir ons of dit te erg is nie. Lyk of dit heeltemal oorkombaar is en ek het laasweek sommer ook vir hulle gelees dat 60 jaar later skryf Polycarpus aan die Filippense en hulle is nog steeds bekend vir hulle geweldige joy en vir hulle eensgesindheid. En dis regtig lekker om dit te kan sien hoe hulle dit gehou het end uit. So ons is by hoofstuk 4 en dis hierdie brief van eensgesindheid, liefde, blydskap. En ek dink net in die algemeen, ons moet in ons wêreld moet ons onthou, ons het laas jaar toe ons die slagveld van die denke gedoen het, so bietjie dan geraak, dat ons bly in 'n groot mate woon ons en asem ons die suurstof in van 'n masjien-georiënteerde wêreld. Die tegnologie, AI, als beïnvloed ons op 'n machine-like manier. Wat ek bedoel daarby is ons hanteer mekaar eintlik so 'n bietjie so. Ons hanteer mekaar nie altyd organies, soos 'n lewende wese soos wat Paulus met die mense werk nie. Wie van julle het van hierdie spy movies al gesien? Dit druk dit baie goed uit. Born Identity of een van daai, as vreeslik baie spy movies. En dit is altyd baie interessant, né? Daai spy flicks, kom ons vat nou Born Identity, was nou 'n paar van daai movies en dit beeld dit baie goed uit. Dat Jason Bourne is, wat noem die CIA hom? Hy is 'n asset. Nou onthou julle dit. Hallo julle met my. Hy is nie, hulle noem hom nie op sy naam nie, want hulle moet hom soos 'n masjien hanteer. Hulle moet hom programmeer. Jy weet, hulle moet hom breinspoel basically. En hy moet soos 'n masjien optree. In sekere omstandighede moet hy presies optree soos wat hulle dit wil hê. Hy moenie vreeslik dink nie, want hy moet mense eintlik uit die weg uitruim en met mense doodmaak. So daar's nie plek vir emosie nie. As jy gewete te veel geaktiveer is, dan loop jy met hierdie goed rond oor die mense wat jy uitwis. So jy kan nie regtig nie, jy moet soos 'n masjien wees. En dan hanteer jy ook so. En as jy weet 'n ou raak wat hulle praat van die ou gaan rogue, jy weet, of hy doen sy eie ding, dan haal hulle jou uit. Dis soos 'n masjien met 'n gebreekte part. Hulle haal die part net uit en hulle sit 'n nuwe een in. En dit het die besigheidswêreld, dit het eintlik die besigheidswêreld ook so beïnvloed. Ons praat vandag van menslike hulpbronne, né?
Dis 'n bietjie dit is 'n bietjie en ek weet party van julle werk in menslike hulpbronne en julle is sekerlik baie nice en ek dink is baie seker baie lekker wees om vir party van julle te werk of onder 'n party van julle te werk in 'n menslike hulpbronne afdeling, maar die titel sê eintlik vir jou iets wat jy weet dit is 'n baie koue tipe van ding. Eintlik beweeg mense nou in 'n polities korrekte omgewing heeltemal weg van daai terminologie af want dit is heeltemal te koud en te klinies. Dis heeltemal te machine-like. Jy's 'n bron, jy's 'n deel van jy's 'n pool van kennis en inligting en vaardigheid wat gebruik word of gebruik kan word deur die maatskappy. Ons praat baie maklik van niemand is onvervangbaar nie, né? Wie het al daai gehoor? Niemand is onvervangbaar nie. As daai ons moeilikheid gee, hey, dis masjientaal, né? Haal die part uit, gooi hom uit. Niemand is so waardevol dat hy nie vervang kan word nie. En dit is glad nie wat jy beleef in die bladsy van die Nuwe Testament nie. Dit is glad nie wat jy beleef in die briewe van Paulus nie. Paulus sê niemand is vervangbaar nie. Elke persoon is waardevol. Hierdie gaan oor liefde en die verhouding selfs met die gemeentes met wie hy baie ontsteld is daar hierdie liefde, die ontsteltenis omdat hy vir hulle omgee as mense. So ons moet baie bedag daarop wees dat ons nie mense soos masjiene hanteer nie. Ons doen dit ook wanneer ons mense cancel. Ons sê vir 'n cancel culture. Dis tipies van 'n masjienkultuur. Jy weet, ek weet wat, ek en my vriend het 'n bietjie konflik gehad of ek en my girl het 'n bietjie konflik gehad of ek en my, jy weet, ek het dit nie nodig in my lewe nie. Jy weet, kom ek dump die turkey en ek kry iemand anders, jy weet, of wat ook al. Ons leef in 'n cancel culture. Dis 'n baie machine-like. Dis 'n weggooi kultuur. Hulle het van die vorige eeu ons gepraat, dis die weggooi eeu. Dit is tipies van 'n masjientipe kultuur wat so baie kan produseer, dis so oorvloed is dat jy moet party goed weggooi net om sanity te behou. So ons doen dit met verhoudings ook. So nou, as ons na Paulus kyk en ons lees hom, dan sien jy dat dit glad nie so is nie. Natuurlik sien jy dit in die bladsy van die Nuwe Testament, maar as jy byvoorbeeld nou van die vroeë kerkvaders lees, ek het nou byvoorbeeld nou die aand vir hulle van Ignatius gelees, wat op pad was Rome toe, wat vir my baie significant is en baie opvallend is hoe die vroeë kerk saamgestaan het met mekaar. Hulle het regtig genuine vir mekaar omgegee, en hoe die kerke, al is hulle ver van mekaar geweet het, en geweet het wie dink wat, en wat gebeur by wie, en dat toe Ignatius byvoorbeeld aan Smyrna gekom het die hele omgewing en baie ver gemeentes van daar het van die leiers en afgevaardiges gestroom Smyrna toe om hom te kom ondersteun, om met hom te wees, om by hom te wees, en selfs nadat hy oorlede is, het 'n klomp van die mense van die Christene van Rome en van Smyrna en van Klein-Asië almal Antiochië toe gegaan, waar Ignatius die biskop was om te gaan medelee betoon. Hulle het op hulle voete ver gestap, net om by mekaar te wees, net om te gee, net om te sê ons is hier, hoe kan ons help, om mekaar materiële hulp te gee. So die omgee van hierdie medegelowiges onder mekaar is iets wat ons nie vandag ken nie. So dis belangrik om hierdie woorde van Paulus in die Filippense brief regtig ernstig te vat. So hy begin, ons het nou by hoofstuk 4 vers 1 geëindig laas keer. Kom ons lees net weer 4 vers 1, dit is baie mooi. Eintlik is dit so 'n bietjie van 'n opskrif. Ek weet nie of ek hom daar sal afsny na die eerste vers nie. Ek sal hom dalk voor die eerste vers afsny. Van daarom is vir ons so 'n bietjie nuwe stukkie, alhoewel dit volg natuurlik op die vorige, want jy onthou nou, die Bybel is nie geskryf met verse en hoofstukke nie. Die hoofstuk is eers ingesit in die 1200s en verse is eers ingesit in die 1500s. So dis 'n nuwe ding, dis eintlik is die verse nie altyd so goed nie, maar dit maak dit ons aan versites lei, né? As ons nie 'n versie ken nie of weet waar staan dit, dan weet ons nie. In die ou dae het hulle nie geweet van verse nie, hulle moes maar gelees het tot hulle by die punt kom wat hulle gesoek het. Jy weet, en dit het gemaak, die vers in die hoofstuk het gemaak dat ons het nou sulke happies begin lees en nie meer die hele teks as 'n geheel nie. In elk geval, so daar staan in 4 vers 1, daarom my broers moet julle vas staan, ons het daaroor gepraat laas keer, en getrou bly aan die Here. Dit sê in Galasiërs ook vir hulle oor en oor, hoofstuk 5 vers 1, staan dan vas in hierdie vryheid, moenie weer onderdanig word aan gevangenskap of aan die wet nie. Ek het julle baie lief en verlang na julle is my blydskap en my kroon. En dan gaan hy verder en dan sê hy, ek vermaan vir Jodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. So hier sien jy, hier's twee vrouens se name, en is weer baie interessant dat dit vrouens is, want ek het julle gesê, die Handelinge verhaal rondom
Filippi in hoofstuk 16, het net vrouens in, né? En so vrouens is definitief baie dominant, en hierdie is twee oulike vrouens baie duidelik, want Paulus sê oor hulle in vers 3, ja, ek vra vir jou ook, getroue medewerker, met ander woorde die mense wat hierna luister, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook, en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. So, in hierdie gedeelte, spreek hy twee vrouens aan, hy praat eintlik oor eensgesindheid, en dan noem hy twee vrouens pertinent se naam, so hulle het 'n bietjie lyk my van onder ons nie met mekaar gehad, klink nie te ernstig nie, want hy sou dit al heel wat vroeër in die brief genoem het, dink ek as dit 'n groot storie was, en hy ken hierdie twee mense baie goed, maar dit sê ook vir ons iets van wat baie keer in die kerk gebeur, twee mense of drie mense wat aanvanklik baie kragtig deur die Here gebruik is, en is baie duidelik uit hierdie gedeelte uit dat baie mense tot geloof gekom as gevolg van die getuienis van hierdie twee vrouens, en hulle het geweldig, hulle het saam met Paulus gewerk, en hulle het 'n baie groot fondament en aandeel gehad in die werk wat Paulus hier in Filippi gedoen het. So hy voel een met hulle, en hy sê vir hulle, ek maan hulle om eensgesind te wees in die Here, en daai woorde weer eens in die Here, is baie belangrik, want die hele ding van in Christus, dis altyd Paulus se pleidooi, as hy pleit vir eensgesindheid, as hy pleit eintlik vir enige ding, om jou sonde te los, om ander mense lief te hê, dan sal hy altyd dit sê, onthou net, julle is almal saam in die Here. Daarom, hoe gee uitdrukking, daai eenheid is ons boodskap aan die wêreld. So as julle nie eensgesind is nie, hoe gaan die mense my heerskap regtig waar raak sien? Hoe gaan hulle regtig die liefde van die Here kan waarneem? So dit gebeur baie keer dat twee mense wat baie groot invloed het, dat hulle deel van 'n gemeenskap is of raak en hulle groei in hulle verhouding met die Here, maar op 'n stadium dan begin hulle met mekaar probleme optel. En ons sien dit selfs in die Bybel, Handelinge 15, Paulus was self deel daarvan gewees. Hy het saam met Johannes Markus in die eerste sendingreis baie goeie werk gedoen, hier in Suid-Galasië, dan in die Galasiese Antiochië, Iconium, Lystra, Derbe, en dan sê hy al die pad terug, en dit het lekker saam met Johannes Markus gegaan, totdat hy 'n bietjie verlaat het, hier op 'n sekere plek, en toe hy die tweede sendingreis wil doen, saam met Barnabas, toe wil Barnabas weer vir Johannes Markus saambring, en Paulus sê, nee, ek gaan nie weer saam met die loser nie, wat ons gelos het langs die pad nie, en daar skei hulle paaie, en ons sien dat, soms is dit net so, dat gelowiges stel met mekaar moeilikheid op. Daar was so, ek weet nie wie van julle wat onder, dink 35 of 30 is, maar sal miskien, onthou jy een van die Captain America movies, Captain America Civil War, het julle, wie kan dit onthou? Ek gee, as hy, hier's 1, 2, 3 fans, as hy, dis nie 'n vreeslike warm meerderheid nie, maar I'll take it. Ek hoor jou. Nee, en waar hierdie hele span superheroes, en dis almal goeie mense, dis almal goeie superheroes, hoe hulle oor 'n bepaalde punt verdeeld geraak het, en in twee opponerende teams teen mekaar beklei het. Jy het selfs in die DC Comics het julle gesien, jy weet, Superman versus Batman, wie kan hy onthou? Okay? Nee man, DC is nie so goed gedoen nie, en meer van julle het dit gesien. No way. Nee. Dis nie aan nie. Julle moet tot bekering kom, hoor? Julle moet Marvel kyk. Moenie vir die vyand speel nie. Nee, moenie waar nie. Ek het op DC gekyk, maar dit gebeur, en wat vir my, ek het nogal daaroor gedink, hoekom maak hulle sulke flieks? En ek dink dit is omdat dit deel van die realiteit uitbeeld, dat soms is regtig mense wat almal aan die goeie kant is, tel moeilikheid met mekaar op. En dit is deel van die gebrokenheid van die wêreld, ook wat in die kerk is. Moenie gebeur nie, is hartseer dat dit gebeur, maar ek dink die mooi ding wat Paulus doen, met Johannes Barnabas, hy was definitief hoogs geïrriteerd daar aan einde van Handelinge 15, hy wou nie weer met hom op pad stap nie, maar aan die einde van die Kolossense brief, en die einde van die Tessalonisense brief, dan kan jy sien, hulle het definitief hulle verhouding opgetel, aan die einde van die Kolossense, dan sê hy vir die ouens, hoorie, bring vir Johannes Markus saam, want ek dink hy kan 'n baie goeie aandeel hê, en hy kan 'n goeie bydrae lewer, so jy kan sien, hulle definitief, they kissed and made up, né? En dit is belangrik, dat versoening altyd weer plaasvind, en dat mens nie kwaai vriende bly nie, want dit is 'n weerspreking van die evangelie.
om op 'n permanente basis nie met mekaar oor die weg te kom nie. So ons sien Paulus sê dan vers 3, hulle het saam die stryd gevoer. En hy sê ook vir hulle hier so dan vers 3, wees hierdie vroue behulpsaam. Wel, waarmee? Met hulle werk? Ja, met hulle werk ook, maar met help hulle om mekaar te vind. Met ander woorde, hierdie is nie vir hom 'n private aangeleentheid, net tussen hierdie twee vrouens, hoorie, julle twee gaan buitentoe en sort mekaar uit nie. Hy sê vir julle gemeente, hey, julle moet hulle help. Jy weet, iemand speel 'n middelaar, help, wees betrokke. Jy weet, moenie in die politiek van die fight betrokke raak nie, maar raak betrokke by hierdie twee vrouens. Hulle is geliefde mense. Hulle is leiers in die gemeente, hulle het 'n groot impak gehad. Help hulle om oor die weg te kom. So dit is 'n belangrike ding, want onenigheid tussen twee mense in die kerk is nie net hulle probleem nie. Dit is die probleem van die gemeente. Dis die probleem van die hele community en uiteindelik lei die hele gemeenskap daaronder. So dis iets waarvoor ons moet bid. Ons moet bid vir die eenheid van die kerk. Ons moet betrokke wees by mense om seker te maak hulle vind mekaar uiteindelik. Ons moet onsself regtig daarvoor gee. Okay, en dan sien ons goed. So wat nou gebeur in die laaste gedeelte, in hoofstuk 4, sien ons Paulus begin afsluit. So hy gee 'n paar as ware 'n paar staccato opdragte. Baie vinnig, hy wy nie vreeslik uit op elke ene nie, maar hy sluit soort van die tema van die hele boek begin hy afsluit met 'n paar vinnige opdragte. So hy die feit dat hy eers eintlik hier amper in die groet gedeelte met Euodia en Syntyche praat, wys weer eens dit was nie so 'n heavy storie nie, maar jy weet hulle moet maar net bietjie daarna kyk. En dan sê hy in vers 4 vat hy soort van saam wat hy in die hele brief lang vir die ouens sê, wat hy sê oor blydskap, wat hy sê oor dat hulle die kroon en die blydskap van sy werk is. Sê hy, wees altyd bly, hoe? In die Here, herinner hulle, onthou, julle is in die Here, julle het 'n nuwe identiteit, julle leef nou binne in sy storie, en miskien onthou hy vir Johannes, vir Jesus in Johannes 15, wat hulle gesê het, ek gaan myself gee sodat julle blydskap volkome kan wees. Jesus dra sy blydskap oor aan sy disippels. En Paulus herinner hulle miskien daaraan dat julle is in Christus. Sy blydskap is ons sin en wat hy vir ons gedoen en verdien het. En daarom wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Nou hierdie tipe herhaling dui eenvoudig net op klem. Dit is 'n beklemtoning om te sê, moenie hierdie mis nie, vir in case, jy weet, ja, wees bly, in case jy dit nie mooi hoor nie, ek herhaal net, fokus net hierop, wees bly. So hy, dis 'n ding wat hy herhaal, en onthou net wat ons laas keer gesê het, hy praat nie van die switch van jou, wat jy aan en af sit nie, hy sê, leef in hierdie tradisie van blydskap, train jouself in hierdie tradisie van blydskap. Dis waar ons gepraat het tydens die slagveld van jou denke. Ons het eintlik in Galasiërs ook weer daaraan geraak. En nou in Filippense weer 'n keer, onthou net, oefen jouself. Blydskap daag nie net op nie. Geesgegewe blydskap is iets wat jy jou verstand, jou denke in moet oefen en oefen en oefen. En dit is iets wat jy intentioneel mee met wees. En dan sê hy, 'n klomp goed het al saamhang daarmee. Hoe gebeur hierdie goed? Wat moet gebeur? Hy sê, wees bly, ek herhaal, wees baie bly in die Here, wees inskikkelik teenoor alle mense. Met ander woorde, wees hê 'n openheid teenoor mense, wanneer jy mense ontmoet, gee hulle die voordeel van die twyfel, wanneer jy saam met mense moet tyd spandeer. Hê 'n openheid teenoor mense, moenie 'n harde koudheid, wantrouig wees teenoor mense nie. Dit sê miskien iets van 'n toeganklikheid wat mense by jou moet kry. Die Here is naby. Die meeste kommentare sê hierdie stukkie wat sê die Here is naby, dui te gelykheid heel moontlik op twee goed. Dit kan dui op die Here se wederkoms is naby. Maar hierdie is al bietjie later in Paulus se geskiedenis en ons weet Paulus het in die einde van sy briewe het hy al so bietjie begin besef dat Christus kan dalk nie so gou kom soos wat hulle gedink het nie. So dit kan beteken dalk waarskynlik eerder dat die Here net met hulle is en dat niks ons kan skei van hom nie. So die Here is naby. Wees altyd bly, wees inskikkelik, wees oop teenoor mense. Hoekom? Die Here is naby. Hy's hier.
En daai is nie altyd 'n ding wat mense as vanselfsprekend kon aanvaar in die Ou Testament nie. Hulle het geweet op 'n vreemde manier, hulle woon in God se teenwoordigheid of hulle leef in sy teenwoordigheid, maar hulle het ook 'n baie sterk gewaarwording gehad dat die Gees van God het net op 'n spesiale manier gekom op sekere mense, op sekere konings en op sekere profete. En natuurlik was sy adres eintlik in die tempel gewees, veral die allerheiligste van die tempel. So alhoewel hulle geglo het God is oral en hy hou die skepping in stand met sy magshand, is hy beleef jy nie die volheid van sy teenwoordigheid sommer nie. En dis die amazing ding van die uitstorting van die Heilige Gees, en dis wat Paulus hulle almal geglo het. En dis hoekom hulle byvoorbeeld nie meer bid dat mense geseën hoef te word nie, want die Here is nou met ons. Dit was Jesus se afskeidswoorde. Jy preek Sondag daaroor. Dis maar klaar met Matteus Sondag. Is julle bly? En dit is sy laaste woorde hierdie is en onthou ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En miskien is dit wat Paulus sê. Hy sê die Here is naby, onthou dit alles. En onthou altyd Paulus sê hierdie woorde terwyl hy in die tronk was. Hy sê hierdie woorde terwyl hy in van die mees ongure omstandighede was. Hy sê dit vir mense wat self swaar kry, wat self baie teenstand beleef. Hulle onthou die verhaal wat afgespeel het in die jaar 50, omtrent 10 jaar van tevore, toe hy in Filippi in die tronk was en sy rugstukkend geslaan was en hy eers een van die kerkvaders sê dat die manier hoe hulle jou daai dag geslaan het, onthou julle ons onderskei tussen twee soorte slaan wat die Romeine gehad het, daai admonatio, onthou julle dit? Wat jy net so 'n liggiespak, dis eintlik 'n Romeinse burger, hy het liggiespak slaag gekry en dan hulle het nie geweet Paulus is 'n Romeinse burger toe hulle hom gevoeter het nie, so hulle het hom verbatio gegee. En die een kerkvader sê jy is so geslaan dat sommige mense se organe was sigbaar geweest van buitekant af. So dit is nie daai was nie 'n game nie. So Paulus het geweet wat dit is. En in Galasiërs 6 dan sê hy vir hulle moenie lewe vir my nog moeiliker maak nie. Ek dra al reeds die brand, die stigmata van die merk van Jesus dra ek aan my lyf. Ek dink as hy sy hempie voor ons uitgetrek het, sou hy geskrik het. Dis in hierdie konteks wat hy sê wees bly, ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense, ook met die mense wat hom gevange hou, want hy sê in die einde, net soos wat hy in 1 vers 13 gesê het, jy weet, van hierdie ouens van die Romeinse mag, die Pretoriaanse mag wat hom gevange gehou het, van hulle het al die evangelie gehoor, en hy is inskikkelik selfs teenoor sulke mense, selfs mense wat hom gevange hou. En dan sê hy, goed, so die Here is naby, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Daai maar in die middel van die sinnetjie is al die kommentare baie eens dat daai twee word in kontras met mekaar gesit. Met ander woorde, die idee is eintlik in plaas van worry, bid. So en hierdie is nou ek's nogal passievol oor dit want net ek dink om in my eie lewe ek was so 4 of 5 jaar besig met die nuwe gemeente wat ons geplant het in Rymsig hier by 2005 of 2006 en ek het hierdie teks gelees met nuwe oë en ek het eenvoudig baie prakties soos wat ek dit daar verstaan het ek het net eenvoudig begin doen dat die oomblik as jy begin worry stop ek net en ek vervang dit met om met die Here te praat in plaas van om met myself te praat hier in my kop en te broei soos wat in Genesis 4 gebeur het met Kain. Jy weet hy het na Kain, hy het na Abel gekyk en hy het dan gedink en het in sy tande elke aand al hoe harder geknars. En hy het in die aande, jy weet, al hoe moeilike rondgerol en hoe meer hy aan Abel gedink het, hoe meer het hy, jy weet, en hy het oor hom gebroei totdat hy uiteindelik nie meer kon hou nie en maak vir Abel dood. Daai goed begin in jou kop. En so, daar's dinge waar ons broei. En Paulus sê, moenie broei nie. Bid. En ek moet vir julle sê, ek hou nie daarvan om te sê iets wat die Bybel doen, of iets wat die Bybel sê, werk nie. Want dit is nie veronderstel om altyd te werk nie. Ons moet nie die regte ding doen, maar dit werk. Dis regtig so. Vervang daai practice van worry, wat jy onintentioneel, vervang dit intentioneel met gebed. En ek en my kollegas raak 'n bietjie geworry daaroor dat gelowiges is nie meer gemaklik met gebed nie.
Gelowiges weet nie meer regtig om te bid nie. Hulle kan tafelgebedjies doen en hulle kan met die Here op die pad praat so vinnig. Here, help my asseblief, help net ek nie 'n ongeluk beland nie. Maar hulle weet nie meer hoe om 'n diep verhouding met die Here te hê deur middel van gebed nie. Dit worry ons 'n bietjie. Dit worry ons 'n bietjie baie. Want as jy nie iemand is wat bid nie, dan beteken dit worry gaan eenvoudig oor jou spoel en jy gaan dit nie keer nie en dit gaan jou toksifiseer van binnekant af. Jy moet eenvoudig gemaklik raak met gebed. Dis nie een van die dinge wat jy moet doen. Gebed is nie die doel van ons geestelike groei nie, maar jy kan nie groei sonder gebed nie. Daar's nie 'n manier nie. Dit is 'n onvervangbare gereedskap en praktyk wat die Here vir ons gegee het. Jy kan en sal nie groei nie. Jy kan slimmer raak, jy kan die Bybel beter leer ken, jy kan ook sekerlike insigte ontwikkel, maar dit gaan nie effek op jou hê as jy dit nie internaliseer en jou verhouding met die Here access deur konstante, volgehoue, aangehoue gebed nie en stiek daarmee konsekwent dag in en dag uit, jaar in en jaar uit, totdat jy so 'n diepte met die Here ontwikkel dat jy regtig begin glo wat jy dink jy glo. Michael Nowak praat van daar's 3 vlakke van wat hy noem convictions wat mense kan hê. Jy het publieke convictions, oortuigings en hy praat daaroor in die konteks van geloof. Jy het publieke oortuigings. Dit is oortuigings wat jy graag wil hê dat ander mense moet dink jy het. Dis soos 'n politikus. Nee, wat graag wil hê sy mense moet dink hy's regtig lief vir die babatjies wat hy so soen net op die TV en daai tipe goeters. So jy tree op 'n sekere manier op, jy weet, sodat jy weet jy die crowd kan wen of wat ook al. En dan is daar private oortuigings, private convictions. Daai is oortuigings wat jy regtig dink jy het. Maar as jy taai die grond slaan of as die moeilikheid regtig opdaag of jy raak regtig onderdruk, dan gooi dit alles by die deur uit. Dus ek glo in eerlikheid. Ek glo ek is eerlik en dan moet jy SARS weet online invul en dan ek kan doen net 'n bietjie ekstra. Anyway, jy weet die Bybel sê gee wat die Caesar toekom nie wat hy vra nie en anyway die ANC is korrup. Hulle vat die geld, jy weet, as ek vir my 'n bietjie vat, jy gaan niemand aan my omsien nie. Ja, en so met ander woorde en dan is daai conviction is by die deur uit. Jy weet dis nie reg nie, maar jy oortuig jouself dis okay, dis 'n oortuiging wat jy regtig dink jy het. Jy dink miskien opreg dat jy dit het. Jy dink ook opreg jy is lief vir iemand. Maar as daai verhouding onder druk gesit word, dan is daar net geen loyalty om dit deur te voer nie. En dan het jy derdens core convictions. Kernoortuigings. En kernoortuigings is wat jy regtig van binnekant af buitentoe leef. Dis daai oortuigings wat maak dat jy sal ly, dat jy sal beklei voor, wat jy voor sal bedank as dit nodig is, en waarvoor in sommige gevalle selfs in ons tradisie sal jy voor sterf. Dit is core convictions. So as jy kan Bybelskool bly woon tot die wederkoms en tot na die wederkoms, maar as jy nie leer hoe om te bid nie en die goed te internaliseer dat dit sak van jou kop na jou hart en deur jou hele wese spoel nie, dan gaan dit nie regtig jou lewe verander nie. So om te leer en daar's net een manier om te leer bid. En dit is bid. Dit is jy kan nie 'n korrespondensie kursus doen in gebed nie. 7 basiese stappe hoe om te leer bid online, doen die kursus. Dis so swem. Jy kan nie 'n korrespondensie kursus doen oor swem nie. Ek het so 'n paar klein kindertjies geleer swem toe ek klein was. En wat die ouers van die kinders nie weet nie, is ek het net in die swembad gesmyt. Dis al. Guess what? Dan swem hulle. Daar's net een manier, nou ek bedoel ek het bydel gestaan en ek weet as ek gesien het hulle is nou al vir 20 sekondes onder en hulle kom nie op nie. Dan sou ek iets gedoen het. En ek weet die ouers hierso dink, okay, so ons gaan definitief nie Rudolf se ouerskap kursus bywoon nie. Maar dit het regtig nie, ek het die kinders altyd aan die middel van die diepkant toe gevat en hy hou hulle vas en sê ek daar's die vlak kant. Ek bedoel daar's die kant. Ek gaan net los en ek gaan jou nie help nie. So en dan gee ek net so stootjies. Ek okay, gaan. Dan skree hulle en gaan te keer op die ou en dan sien hulle nie en dan kom hulle by die kant uit. Sê ek weet wat jy nou gedoen. Net geswem. Maar regtig, sê ek ja, kom ons doen dit weer. Dan sê hulle okay. Swem hulle weer 'n keer. Kom op die vlak, kom op die kant uit. Dis iets wat you just have to show up.
Jy kan boeke lees as jy wil, maar die punt is, jy moet bid. Jy moet deur die ongemak druk. Jy moet deur die voel, jy bid in die plafon af, druk vir jouself, sê God is onder die plafon ook. Jy moet eenvoudig dit leer hoe om te glo, en dat jou geloof jou deurtrek, totdat jy deur daai ongemak breek, tot jy deur daai opgeepunte breek, en ek het so 'n mentor wat ek baie keer na toe gaan, ek hoor N.T. Wright se mentor het met hom dieselfde gedoen. As jy baie keer, jy weet, wonder oor 'n saak of jy het sekere gebedsblokkasies, jy weet, of struikelblokke, Trevor Hudson sê vir my, bid net vir 'n maand lank elke dag oor hierdie ding. En ek sê okay, en na 'n maand, want ek wil nou nie elke keer so intoe ry nie, want hy's daar op die Oosrand, rand baie ver. Ek sê, en as ek na 'n maand of niks het en sê hy, dan bid jy nog 'n maand. En dan bid jy nog 'n maand. Jy bid net totdat jy daar is. That's all. So, en ek bedoel, nou, jy kan kursusse oor gebed loop, jy kan, maar dit is nie, dis dieselfde soos evangelisasie terloops. Ek dink jy kan 'n bietjie guidance kry, maar jy moet eenvoudig oor daai vrees kom en jy moet met mense praat. That's all. Jy gaan daai ongemak van, weet ek nou hier's nou moslim en ek eet nou saam met die ou en nou weet ek moet jy moet dit net doen. En jy moet maar foute maak. Ons is so bang om foute te maak. As jy gebedsfoute maak, jy gaan niks oorkom nie. As jy swemfoute maak, jy gaan verdrink. Regtig, dit is nie so gevaarlik nie. Glo jy, gebed is nie so heavy nie. Die risk is nie so groot nie. Oefen dit. Om met iemand oor die Here te praat, die risiko is nie so groot nie. Trouwens, jy gaan soveel bevryding beleef, jy gaan nooit weer dieselfde wees nie. Daar's sekere goed wat jy net moet doen. Show up, do it. En so in plaas van worry, bid. En oor 'n lang tyd as jy jou gedagtes en jou gees en jou denke oefen en train, dan kom jy later af, dan word 'n gewaarwording van die Heilige Gees. Daar gebeur iets innerlik met jou wat jy nie van tevore beleef het nie, of wat jy miskien nog lank terug in jou lewe beleef het, en nou vir die eerste keer weer beleef, en dan kom 'n rustigheid oor jou, en terwyl mense rondom jou te kere gaan, hulle toys uit die kot gooi, dink die wêreld gaan vergaan, het jy net hierdie kalmte aan jou, jy sien dieselfde goed as wat hulle sien, maar daar's net hierdie kalmte en hierdie rustigheid, en jy weet, dis too shall pass, en ons gaan okay wees. En I don't have to survive. Dit is Paulus se motto. I don't have to survive. Dis nie verpligtend om te oorleef nie. Dis baie bevrydend. Okay, dis te convicting. So kom ons gaan aan. So moet jy niks besorg wees nie, maak julle begeertes bekend deur gebed, smeking met danksegging. En weer eens danksegging, 'n groot deel van jou gebed moet lof en danksegging wees. Waar sê Paulus dit? Hy sê dit terwyl hy in die tronk is. Jy moet eenvoudig, as jy in 'n moeilike situasie is en jy dink daar's nie rede om die Here se lof te besing nie, of om te bedank vir ietsie, dan jy eenvoudig net nie die perspektief wat jy moet hê nie. So, dank die Here vir wat daar is om te dank, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, daai goed is vrede wat niemand verstaan nie, sal oor hulle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Ek onthou, so 'n hele paar jaar terug, daar was 'n talkshow op die die Amerikaanse TV, The Late Night Show, of The Late Late Show. Craig Ferguson is die ou wat dit aanbied. Wie het dit al gekyk, so 'n bietjie? Niemand nie? Okay. Never mind. Okay. Hy is die hoogsbetaalde podcaster nog ooit in die Amerikaanse geskiedenis. En hy's glad nie 'n Christen die ou nie. Glad nie. Maar hy's nogal skerp en baie snaaks. Ek lag nogal baie vir die ou. Nie altyd so skoon, jy weet, sy grappies nie altyd so skoon nie. Maar vir een of ander rede was Tutu op 'n stadium in die land en kontak sy agent vir Tutu en vra, sal jy op Craig Ferguson se talkshow gaan? Tutu sê toe ja. En toe die show begin, toe sê Ferguson, hy sê, hoorie, ek het vanaand hierdie is nie 'n gewone ding, hierdie is weird. Maar Desmond Tutu gaan op die show wees nou. En Tutu kom op en hy vra net, hy gaan vir Tutu net uitvra oor die Suid-Afrikaanse geskiedenis en sy rol by die Waarheids- en Versoeningskommissie en so, en Tutu is eintlik baie snaaks, want Tutu hy steek net niks weg, hy praat net oor die Here, en hy praat en arme Craig Ferguson is
Jy weet, hy weet nie wat om te sê nie. En uiteindelik sê Tutu, but you know what? We learned to thank God for our suffering. En ek kon net sien by Craig dit compute nie. Weet hoe bedoel meneer dan nou? Jy weet, en hy sê net vir Tutu, you know, I'm sorry, I can't, I just don't understand that. Gaan alle verstand te bowe. Maar dis net 'n vrede wat jy ontvang. Te midde van swaar kry, te midde van lyding, wanneer jy iemand is wat jou worries vervang met gebed. En weer eens, in Christus sal God oor jou wag hou. En as jy jou gedagtes bewaar, as dit is wat jy doen. Net een ding daarso, hy sê, moet oor niks besorg wees nie. Daai is 'n term wat gebruik is in die weldoener beneficiary verhouding. Want onthou, 90% van die mense weer eens het onder die broodlyn geleef, baie swaar gekry. So jou grootste doel in die lewe, as jy vir jou gesin wil sorg, belangriker nog as om 'n werk te kry, is jy moet 'n weldoener kry. 'n Weldoener wat inkoop in jou, wat bereid is om jou wetlik te ondersteun, wat vir jou kan werk verskaf en vir jou gesin kan voorsien. En so in daai opsig was byvoorbeeld slawe wat vir goeie eienaars gewerk het, was baie meer welaf as mense wat vry was, maar arm was. En Paulus se punt is hierso, moenie worry nie, ons het 'n weldoener wat na ons kyk. Ons het 'n weldoener wat na ons omsien. Hy's competent, hy's bekwaam, hy weet hoe die wêreld werk. Hy sal vir ons intree. Wetlik is hy aan ons kant, ons is reg met hom. Hy sal na ons kyk en hy sal ons na omsien, moet oor niks besorg wees nie. En dis hoekom Paulus homself maklik 'n slaaf kan noem, want daai ding van ek is 'n slaaf van die evangelie, ek is 'n slaaf van God, is eintlik hy sê eintlik ook meer as dat hy net weet as dat hy 'n slaafrol speel. Hy sê eintlik daarmee ek is 'n slaaf met 'n getroue eienaar wat mooi na my kyk. Ek is veilig, ek is op 'n goeie plek. Daarom kan ek myself diensbaar stel vir die hele wêreld, want God kyk na my. Ek kan myself opoffer. Ek hoef nie vir myself te bid nie, want God bid vir my. En ek dink ek moet dit bysê by daai vers 6, moet oor niks besorg wees nie. En dan sê hy, met ander woorde, okay, so gebed is 'n manier om ons angs te verlig, né? Dit het een kommentaar baie pertinent gesê. Gebed is 'n manier om ons angs te verlig. Dan vers 8. Verder broers. So hier gaan hy nou verder. Hoe verbly ek my in die Here? Hoe gaan ek voort om my gedagtewêreld in te rig en te oefen? Hy sê, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daaronder julle ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Nou wat interessant is van hierdie lysie van goeders wat hy hier aanhaal is, hierdie is nie noodwendig 'n lysie van Christelike goed nie. Dis nie soos die vrug van die Gees nie. Kyk 'n bietjie na van die ander lyste wat hy noem in Galasiërs 5 of so, jy weet, dan noem hy baie pertinente Bybelse temas, liefde, vreugde, vrede, of hy noem met pertinente topics wat die Bybel afskiet, 1 Korintiërs 5 en 6, soos jy weet, afgodediens, toordery en so meer. Maar dis nie wat hy hier doen nie. Hy verwys heel waarskynlik net na die goeie wat ook in die wêreld aan die gang is. Omdat hierdie ouens omdat hulle so baie moeilikheid gehad het in die omgewing waarin hulle geleef het, sê hy vir hulle, weet jy wat, dit voel vir jou of die wêreld julle vyande is. Moenie alles in die wêreld is sleg nie. Oral waar jy rondloop daar buite en waar jy die goeie sien en waar jy lofwaardige goed raak sien, ook in ander mense, ook in mense wat nie gelowig is nie, rig jou gedagtes daarop. Sien dit raak. Nou hy sluit hier aan by 'n baie diep Joodse tradisie. En die 4de eeuse dokument van die Joodse rabbies, die Mishnah, het baie aangeteken daaroor, het 'n klomp gebede aangeteken vir wat jy kan bid in allerlei omstandighede. So die Grieke het stories gehad vir elke omstandigheid. Hulle het mites gehad vir elke moontlike denkbare omstandigheid. Maar die Jode het 'n gebed gehad vir elke omstandigheid. Hulle het gebid voor hulle geëet het, maar hulle het baie verskillende soorte gebede gebid, afhangende van wat hulle geëet en wat hulle gedrink het. Wat 'n soort kos hulle geëet het. As hulle brood geëet het, het hulle die Here gedank op daai manier.
As daar vleisie by was 1 keer in 2 weke, dan het hulle die Here gedank op daai manier. As daar wyn by was, het hulle die Here gedank en hierdie spesifieke woorde gebruik. As hulle hulle self gereinig het van son, het hulle spesifieke gebed gehad wat hulle gebid het. As hulle die dag op die landerye gewerk het, voordat hulle actually begin, het hulle die implemente wat hulle gehad het, gewy aan die Here met sekere gebede. Terwyl hulle gewerk het, was daar sekere gebede wat hulle opgesê het om hulself te herinner dat die Here is in die doodgewone alledaagse dele van die lewe. Daarom daar is nie in Hebreëus of Aramees 'n woord vir sekulêr nie. Iets wat gelyk staan, want vir die Jode is daar niks is sekulêr nie. Als is ekskuus vir die Engels, God infused. Als word deur God deurdrenk. Jy kan God nie ontsnap nie, selfs al maak jy droog of gaan jy op 'n plek waar jy nie moet wees nie, God is daar ook. Jy kan hom nie ontsnap nie. En net so het hulle gebede gehad wat jy gebid het as jy badkamer toe gaan. Jy het gebed in die aande voordat jy met jou vrou intiem verkeer het en sy met jou. Hulle het gebede gebid wanneer jy 'n rabbi gevolg het. Hulle het gebede gebid wanneer jy druiwe gepluk het, voor jy tros druiwe pluk, voor jy koringare gepluk het. Hulle het 'n gebed gehad vir wanneer hulle 'n nie-gelowige raakloop, 'n heiden in hulle oë, 'n heiden raakgeloop het, wat 'n goeie mens is. Het hulle die Here gedank vir hierdie heiden wat 'n goeie mens is. As hulle 'n heiden teëgekom het wat baie slim was, 'n wyse heiden by wie hulle kon leer, dan het hulle die Here gedank vir hierdie wyse heiden. En die gebed het iets soos volg gegaan: dankie o God van die heelal dat ons kan leer aan die voete van hierdie heiden, want sy kennis kom ook van U af. So hulle het gebede gehad dat hulle kon bid in elke omstandighede, en dis iets daarvan, miskien wat Paulus vir hulle probeer sê, hierdie bly God se wêreld. En in sy wêreld waar hy teenwoordig is, hy's aan die werk, ook onder die heidenmense. Dis waarom Paulus in Handelinge 17 in Athene, in die Griekse heidense kultuur, kan hy vir hulle, haal hy heidense mense aan en hy praat met hulle, hy gebruik die altare van die Grieke en hy gebruik hulle heidengodsdienste om vir hulle van Christus te vertel. Want hierdie is ook God se wêreld, alhoewel God nie hierdie godsdienst is wat hulle aanhang nie, dis nou die Grieke, kan God deur dit werk op 'n indirekte manier, selfs op 'n direkte manier. En dis wat Paulus sê. Hy sê in die wêreld waar hulle leef, hier in Griekeland, hier's baie, en ek bedoel, daar was baie tempels gewees in Macedonië, daar waar Filippi was. Daar was allerlei orakels en allerlei priesters en priesteresse en tempels van Apollo en allerlei goed was daar gewees. En Paulus sê net vir hulle, oral waar jy goedheid sien, fokus jou gedagtes daarop en weet, dit kom ook van God af. Dis ook jy het ons al baie van die stage af hoor sê, ek en my kollegas, ons praat baie keer van waarheid, goedheid en skoonheid. Nou, jy onthou daai? Oral waar jy waarheid vind, of dit nou uit die Bybel uitkom, en of dit net van jou ongelowige mediese dokter afkom, oral waar jy goedheid vind, oral waar jy skoonheid vind, kunstigheid, of iets wat net mooi is, daar is die Here aan die werk. Daar is hy besig. En dis 'n ding wat van die katholieke filosoof afkom, Thomas Aquinas. Hy het eintlik hierdie term, hy kry dit eintlik by Plato wat so 4 eeue voor Christus geleef het, maar Plato het 'n ander, sy lysie was langer. Hy het nog eenheid ook bygesit en 'n klomp ander goed, maar Thomas Aquinas het gesê hierdie 3 goed is eintlik hy het dit genoem the 3 transcendentals of life. Die dinge wat alle menslikheid transcendeer. Alle mense stem saam dat hierdie goed is goed. Waarheid, goedheid en skoonheid. Maar die Jode en die Christene het geglo, dit kom van God af. Al goed kom van God af. So Paulus sê eintlik maar net hier, hoe oefen jy jou denke, hoe train jy jou denke? Fokus op dit wat goed is, fokus op dit wat waar is, fokus op dit wat mooi is, op dit wat edel is, reg is, oral waar jy dit teekom, loof die Here daarvoor, en dit is hoe hy dit doen in die tronk. Miskien was van daai wagte, was ek aanvanklik baie snotty met hom, en nou is een van hulle so 'n bietjie nice geraak. En hy sien dit raak en hy celebrate daarvoor. Hy sê vir die Here dankie daarvoor. Of, jy weet, dis dalk nie meer so, miskien dink hy dis naby sy einde, en hy celebrate die Here daarvoor. Of as iemand kom tot geloof in die evangelie gaan vooruit, en hy celebrate die Here daarvoor. So orals
hy sê rig jou gedagtes op dit, op die plekke in die wêreld, of dit in die kerk of buite die kerk is, maak nie saak nie, waar jy God kan sien. En jy sien hom in dit, jy sien hom in die waarheid en die goedheid en die skoonheid. Want, en dit is 'n vreeslike eenvoudige manier hoe jy gedagtes oefen, is dit waarop jy fokus, raak groter. Dit vermenigvuldig. So as jy die hele tyd dink, my man snork. En jy dink, jy sien hom, jy kan later nie hom anders sien as net een groot snorker nie. Guess what? Gaan nie lang wees, is daai huwelikie op sy einde. Want dit waarop jy fokus word die totale realiteit van hoe jy hom sien. Of jy vrou so irriterende giggeltjie het, of 'n dingetjie, en dit raak die ding waarop jy fokus. Dit vermenigvuldig in jou gedagtes. Dit raak groter. As jy fokus op die mooi, en dis hoe huwelik by the way werk, dis hoe 'n vriendskap werk, dis hoe in die kerk werk. Jy sit en fokus nie op die negatiewe goeders wat jy irriteer van jou familielid nie, met wie elke Kersfees moet saam spandeer nie. Jy is soos 'n speurder, jy soek die goeie, en as jy die goeie kry, dan sê jy, okay, ek fokus op dit, ek fokus op niks anders nie, ek vergeet nou van die, ek fokus nou op daai een ding wat ek uiteindelik uitgegrawe het, my lang gevat, maar ek het hom nou. Ek het my happy thought, soos Peter Pan so sê, en ek stiek by dit, en ek fokus op dit, laat dit jou realiteit word van daai persoon. Laat dit jou realiteit word van die werklikheid. En dit is soos, ekskuus dat ek nou wragtig weer 'n naam, maar dit kom nie op is, toe Corrie ten Boom die Here gedank het vir die vlooie. Dis daai tipe ding. Nee. Jy sit in die konsentrasiekamp in die ergste omstandighede, en jy vind eenvoudig iets wat jy die Here in kan vind. En dis wat die kruis jou leer. Dis wat Golgotha jou leer. Dat deur swaar kry en deur pyn, dink daaraan, die kruisiging is seker die lelikste ding wat histories ooit gebeur het. Maar is paradoksaal terselfdertyd die mooiste ding. Al was dit bloederig en messy en aklig en traumaties vir mense wat dit aanskou het. Want dis hoe God van nou af aan hierdie wêreld werk. Hy werk deur die negatiewe. Hy werk deur donkerte. Hy werk deur pyn. Hy werk deur lyding. Hy bring sy lewe tevoorskyn daardeur. En daarom hoef niks ons mee te vang nie. So fokus op dit wat goed is en reg is en edel is. En dan sê hy vers 9, wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. 2 keer, net 'n paar verse uitmekaar uit, praat hy oor hierdie vrede. En natuurlik weet ons nou altyd in die tyd, Paulus is nie skaam om homself as 'n voorbeeld te gebruik nie. En die grootste rede vir sy vrymoedigheid is dat hy gelei het. So hy het altyd sy lyding as 'n voorbeeld gebruik. Hy het nie bedoel hy's perfek of enigiets nie, maar Paulus het gedink jy kan aan die eise van die wet voldoen. Romeine 8 en die vroeë kerk, jy sien dit in die Nuwe Testament, het regtig geglo dat as jy lyding kan verduur in jou geloof, dan is jy soort van voltooi. Nie voltooi in die sin van volmaak nie, glad nie. Dit beteken nie jy doen nie meer sonde nie, maar dit beteken jy's nou net so 'n klein hupstootjie ver van waar die Here jou regtig wil hê. Jy is Petrus praat eintlik in Petrus 3 dan sê hy dat iemand wat al gelei het vir die Here en daardeur gekom het met sy geloof en met getrouheid, hy het met sonde afgereken. Dit sê Petrus. Jy het sonde gewipe. Poef. Beteken nie jy sonde nie meer nie. Dit beteken net jy het die grootste oorwinnings nou al behaal. Jy's nogal 'n bietjie alright. En Paulus sê ons mag gedoen. Galasiërs 6. Dan sê hy, laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, dan kan iemand op homself trots wees, sonder om hom te vergelyk met iemand anders. Maar jy kan vir die Here dankie sê daarvoor. So Paulus sê dit, hy sê, hoor julle het my voor julle gesien leef, julle het my lyding gesien, ek dra die merke van die Here aan my lyf, ek het julle gedien, julle ken ons verhouding, doen wat ek doen. En so hy praat van daai vrede. so hy sê, onthou nou wat het gebeur in Genesis 3? In Genesis 1 en 2, wat het daar geheers? Daar het vrede geheers, die Joodse shalom, aan die ander woord dat die hele wêreld was in harmonie. Dis nie die afwesigheid van oorlog nie, dis die teenwoordigheid van totale harmonie, alles wat in mekaar sit. So Paulus se punt is,
Soos wat in 2 Korintiërs 4 vir ons sê, alhoewel ons elke dag fisies agteruit gaan, innerlik word ons elke dag vernuwe. Hy sê innerlik is jou hele kosmos innerlik het mos nou is deur die Here genees en het een geword. Alles is weer aan mekaar. Daar's weer harmonie in jou innerlike wêreld. En eendag dan gaan die Here volkome die uiterlike wêreld ook so herstel. En dis die Shalom, dis die vrede waarvan hy praat. Irene in Grieks. My ma se naam was Irene. Dit kom van Irene af. Vrede. En sy was 'n baie vredevolle persoon geweest. So net soos wat die Here jou innerlike wêreld versoen en jy met hierdie vrede leef, so gaan die Here uiteindelik die hele wêreld versoen. Okay. En dan sê hy in vers 10. Ekskuus, ek wil net weer sommer hierdie bord omstuur. Laaste keer going gone, jy het 'n kans om 'n vraagie of so neer te skryf. Ons mag dalk vanaand 'n bietjie ekstra tyd hê. Vers 10 sê, ek was baie bly in die Here. Hoor baie gebruik hierdie frase in die Here, dat julle na so lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie. Julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede te behelp. So waarvan praat hy hier? As jy die res lees, gaan jy dit nou mooi sien. Hulle het hom finansiëel bygestaan, né? So hulle het hom 'n geskenkie gestuur. Epafroditus, wat hom kom besoek in die tronk, het dit vir hom gebring. Nou, dis baie interessant wat hy doen, want hy spreek eintlik sy dank uit daaroor sonder om pertinent dankie te sê. Ek weet nie wie dit opgetel het nie. Gaan kyk 'n bietjie in die Nuwe Testament. Jy kan in die Ou Testament eintlik ook gaan kyk hoeveel keer sê mense vir mekaar dankie. Of asseblief. Het jy al daaraan gedink? Het jy aan Onse Vader al gedink? Onse Vader in die hemel, laat U naam geheilig word, dat U koninkryk kom, dat U wil geskied. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Daar's nie asseblief by nie. Het jy nog nooit daaraan gedink nie? Nee, dit is interessant. So, en as dan nooit, daar's baie, ons dank U Here en so meer, maar mense onderling het mekaar nie sommer dankie gesê nie. Hoekom is dit? Want hierdie mense was groepsmense gewees. So jy was deel van die familie of die vriendekring. As jy deel van die vriendekring was, as jy deel van die familie, dis in die vroeë kerk so. So, as jy, sê nou, die familie sit om 'n tafel, en jy vra vir jou pa, pa gee van die sout aan. Jy het nooit asseblief gesê nie. Hoekom nie? Want jou pa is deel van jou familie, hy skuld dit vir jou, hy dit aan jou verskuldig om die sout aan te stuur. As jy vir hom sê asseblief, wat sê jy vir hom? Jy's nie deel van my familie nie. Jy's nie deel van my familie nie. Ons hoef nie vir mekaar asseblief en dankie te sê nie. Ons is familie, ons is dit verskuldig aan mekaar. So, jy het wel 'n Griekse woord gehad, deomai, wat 'n baie nederige manier is en onderdanige manier om vir iemand iets te vra. So jy kan natuurlik, jy het 'n manier gehad om vir mense gunste te vra en om dit op 'n baie gesagvolle manier te doen. Maar die familiebande was so sterk geweest dat ek neem aan, jy wil vir my die sout aangee. Jy wil vir my daar doen want ons is 'n familie. So Paulus bedank hulle eintlik hier sonder dat hy regtig die woord dankie jy sal sien, hy sê nêrens dankie nie. Hy sê nie hoorie, maar hy spreek sy waardering uit. Hy sê vers 11, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want nou hoekom sê hy dit? Hy sê eintlik vir hulle, jy sê weet jy wat, nou jy sien hier is spanning tussen Paulus van die een kant wil hy sê dankie dat julle vir my die geld gestuur het, maar aan die ander kant wil hy nie onder druk sit en hulle laat verstaan, wie wat, maar sorry, ek kort nog. Né? So hy wil aan die een kant sy waardering uitspreek, maar hy wil nie net skuldig voel dat hulle dit vir hom aanhou gee nie. Hy sê ek het nie gebrek gely nie en ek het ook nie gevra daarvoor nie. Jesus, julle het uit julle eie uit dit vir my gegee. Wow. Ek het groot waardering daarvoor. Hy sê vers 11, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. So Paulus sê ek maak 'n punt van om nie te vra nie. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding. So hy wil twee goed sê. Dankie vir die geskenk en een, ek het alle oorvloed wat ek nodig het ek in die Here. Ek het alles wat ek nodig het.
Maar hy wil nie ondankbaar klink nie. En wie wat doen hy? Hy aanvaar die geskenk. Dis 'n belangrike ding. Want hou julle vingers hier in met Filippense en gaan so 'n paar bladsye terug na Korintiërs toe. Gaan gou 'n bietjie na 1 Korintiërs 9 toe. Waar is dit nou? Ek moet gou kyk. 1 Korintiërs 9, julle kan daar oopmaak, dit is beslis hier iewers. Ja. 1 Korintiërs 9, is julle almal daar? OK. Kom ons kyk na vers 11. As ons julle die geestelike saad gesaai het, is dit dan te veel gevra as ons van julle die stoffelike lewensonderhoud sou inoes. As julle aan ander hierdie reg toestaan, kom dit ons dan nog meer toe nie. So waarmee is Paulus hier besig? Wat is hy besig om vir hulle te sê? Hy's besig om homself om sy eie apostelskap te verdedig en die apostelskap veral van die ander apostels, van Petrus hulle en die ouens ook. Want hulle is beskuldig deur van die valse leraars in Korinte dat hulle net in dit is vir die geld. Nou sê Paulus vir hulle, hoor hier's nommer 1, as 'n bedienaar van die woord nie betaling kry uit die evangelie wat hy verkondig nie, hoe dit rommel dink julle gaan hy in die lewe bly? So hy sê vir hulle aan die een kant, enige iemand wat die woord verkondig, nou is 'n baie embarrassing stuk hierdie, want dit beteken betaal die predikant. Maar hy sê, so, jy moet 'n lewensbestaan daaruit kan maak. So hy sê, dit kom ons dan mos toe, hy sê, maar van hierdie reg het ons nie gebruik gemaak nie. Inteendeel, ons dra al die koste self, sodat ons geen hindernis in die weg van die evangelie van Christus sou lê nie. Weet julle nie, dat die wat tempeldiens verrig, uit die tempel lewe, en dat die wat die altaar bedien, uit die offers hulle deel ontvang nie. So hy verwys hier na wie? Die Levitiese priesters in die Ou Testament, en natuurlik die Korintiese heidense priesters, né? Want as jy kos gaan offer, en die priesters daar het 'n gedeelte geoffer, en 'n ander gedeelte kon hulle vir hulle self vat. In die Ou Testament, die Lewiete, wat die priesters was, hulle moes tussen die, hulle het in hulle eie stede eintlik gebly. Hulle het nie tussen hulle moes tussen die ander 11 stamme van Israel bly. So as hulle offerdiens verrig het, dan kon hulle van die offers vat vir hulle self en hulle kon daai eet. Hulle kon van die offerbrood kon hulle vat en hulle kon daarvan eet want hulle doen diens, dis hulle voltydse job. Hulle is priesters. Hulle het nie ander werk nie. So hoe moet hulle geld maak? So Paulus verwys terug na hulle. Hy sê so as jy uit God se diens lewer, dan kan jy dit doen. Maar dan sê hy ons het vrywilliglik nie daarvan gebruik gemaak nie. So vers 14. So die Here ook bepaal dat die wat die evangelie verkondig, hulle lewensonderhoud uit die verkondiging van die evangelie moet ontvang. Wat my betref, ek het hiervan geen gebruik gemaak nie. Ek skryf dit ook nie met die bedoeling om daarop aanspraak te maak nie. So hy sê, ek is nie besig om julle te manipuleer nie, ek skimp nie vir iets nie, ek gaan liewe dood, sê hy. Die roem sal niemand my ontneem nie. As ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my 'n rede om te roem nie. Ek verkondig die evangelie omdat ek moet. En ween my as ek dit nie doen nie. So hy sê, ek doen dit nie vir betaling nie. As ek dit nie doen nie, o my heng, dan is ek in groot moeilikheid. Ek sal nie met myself kan saamleef nie. En as ek dit eie keuse doen, kan ek op loon aanspraak maak, maar ek doen dit nie uit eie keuse nie. Dit is 'n taak wat aan my toevertrou is. Wat is my loon dan? Dit is dat ek as prediker die evangelie kosteloos verkondig en so afstand doen van my reg aan die verkondiging van die evangelie wat aan die evangelie verbonde is. So, hoekom wou hy nie die Korintiërs se betaling aanvaar nie? Hoekom het hulle nie hulle geld gevat nie? Want daar was spanning geweest tussen hom en die Korintiërs. Né? Hallo, onthou julle nog? OK, so hulle het hom gewantrou. Hulle het juis hierdie aanklag gemaak. So hy het nie probeer anders oortuig en gesê, ag okay, jy weet, maar kom ek verduidelik vir julle moet nou vir my geld gee nie. Vir Paulus is dit belangrik genoeg, hy sal nie weer dubbel so hard werk, en hy sê dit vir die Efesiërs, hy het dit gedoen, hy werk dubbel so hard sodat hy self kan leef en sodat vir die armes kan gee. So hy sê, ek het die reg om my geld te maak uit die verkondiging uit, maar weet jy wat, omdat ons verhouding onder spanning is, en ek wil hê, julle moet koop wat ek sê, julle moet die evangelie van die Here hoor, is dit vir my belangriker. So, kom ons besluit dit sommer nou, jy betaal my niks. En so hy ontvang van die Korintiërs af nooit enige geskenk nie. Nie enige ondersteuning nie, hy werk vir homself. Die feit dat hy by die Filippense daai geskenk ontvang,
Sê iets van die vrymoedigheid wat hulle het met hulle. Sê iets van die verhouding wat hy met hulle het. Daar's vrymoedigheid tussen hulle. Hulle vertrou hom, hy vertrou hulle en hy ontvang die geskenk. So hy sê daar, ek weet wat armoede is, vers 12, ons het dit gelees, en dan sê hy, die volgende stukkie, die tweede helfte van die vers, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as gebrek te ly. So hy sê, ek weet wat dit is, ek was arm, ek was ryk, ek het al daarmee gedeel, jy weet, ek was oral, I've been there, done that, ek weet om vir myself te sorg as ek niks het nie, ek's fine wanneer ek niks het nie, ek's gewoond daaraan, en dan sê hy, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. So dis waarvan hy praat. Hy sê nie, ek het die vermoë om te weet hoeveel sandkorreltjies daar op Mars is nie. Hy sê, ek kan armoede deurleef, en ek kan oorvloed deurleef, want die Here stel my daartoe in staat. So hierdie is eintlik 'n armoede teks. Dis 'n manier om te sê, ek is tot alles in staat deur God wat my krag gee. Dis 'n manier wat hy sê, weet jy wat, jy kan die ergste armoede kan jy deurdruk, want God sal jou die krag gee. Jy sal okay wees. Nietemin het jy goed gedoen, deur in my moeilike omstandighede my by te staan. So hy wys dit nie weg nie, hy laat hulle nie sleg voel nie. Hy sê baie dankie. Dankie vir wat julle gedoen het. Vers 15, julle in Filippi weet ook, dat in die begin van my evangelieprediking, na my vertrek uit Macedonië, geen enkele gemeente behalwe julle 'n aandeel gehad het in my rekening van inkomste en uitgawes. So hy sê, van almal wat ek ken, het ek nog net van julle iets ontvang, en 'n geskenk ontvang. Ek dink nie hy bedoel daarmee dat niemand anders wil hom help nie. Ek dink hy bedoel net, ek aanvaar hierdie net van julle. So dis eintlik 'n bedekte kompliment wat hulle gee. Ek het vrymoedigheid om julle geskenk te vat. Ek het vrymoedigheid om julle bydra te vat. En dis 'n belangrike ding. As jy in genade leef, as genade jou verhoudingswêreld definieer, dan beteken dit, jy moet nie net kan genade gee nie, jy moet nie net kan geld gee nie, as dit oor geld gaan nie, of oor 'n geskenk gee nie, jy moet dit ook kan ontvang. Dis ook 'n deel van genade. En party mense hulle deel alles wat die hele wêreld uit, maar hulle kan dit nie ontvang nie. En dit sê eintlik 'n negatiewe ding oor die verhouding. En miskien dalk oor jou verstaan van die evangelie. En dan sê hy, ook toe ek in Thessalonika was, het julle meer as eenmaal iets my behoeftes gestuur. So hierdie mense doen dit uit hulle eie uit, sonder dat hy vra. Hulle dink self daaraan, hulle sien hoe minimalisties hy leef, en hulle help hom uit hulle eie vrye wil uit. Maar ek het alles ontvang, en ek het meer as genoeg. So hoor wat sê hy. Hy sê nie, ek maar dankie, hierdie gaan baie help om 'n paar gate toe te maak, as ek net nog 'n bietjie kan kry, gaan dit ook help. Nou dat ek van Epaphroditus ontvang het, wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Hoor sy gevoel van, in die Here is hy okay, hy het regtig alles. En onthou nou, ons het dit vir mekaar gesê, nee, as jy in aanhouding was, onthou jy daai, moes jy iemand kry wat vir jou sorg. Onthou jy daai? So hy is in aanhouding, en hier's mense wat vir hom sorg. Hoor wat sê hy? Julle gawe is vir God 'n offer met 'n lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig. Dit is my mooi ding daar. So jou vrygewigheid, wat jy doen uit 'n mooi motief, is vir die Here, jy reik vir die Here anders, as jy vrygewig is. Jy reik nie soos 'n badkamer nie. Jy reik soos iets wat vir hom lekker reik. Dis 'n offer wat vir hom aanneemlik is. En wanneer jy vrygewig is, en jy kan mooi gaan kyk, Paulus praat baie mooi oor vrygewigheid in 2 Korintiërs 8 en 9. Jy kan 'n bietjie op hulle eie tyd gaan lees. 2 Korintiërs 8 en 9. Hy sê dan in 2 Korintiërs 9, die Here het die blymoedige gewer lief. Want iemand wat vrygewig is, het iets van die evangelie in hulle hart. Hulle verstaan iets van die vrye gawe van die ewige lewe, van sondevergifnis. Hulle verstaan van iets van die vryheid wat die Here vir ons skep en die gemeenskap waar ons kan leef. En vriende, dis waarom 'n gemeente aanspraak behoort te maak
op iets soos dankoffers of soos goeders. Dit is nie om die kerk se budget laat klop nie. Dit gaan oor my en jou disippelskap. Dit gaan oor die pad wat ons met die Here stap. Jou vrygewigheid doen in die eerste plek iets aan jou en dit doen iets aan my. Ek moet ook vrygewig wees. Ek moet ook gee. En ek het hierdie keer al baie gesê, as ons ooit vir die gemeente ekstra vra of iets vra, dan kan julle weet ons predikantespan het heel eerste ons gedeeltes in betaling gegee. Want ons moet ook verander word deur die proses. Ons moet ook gee. En dis een van die mooiste verse in die Bybel daai. Vers 18, dat julle gawes vir God te offer met 'n lieflike geur. Dit is miskien 'n goeie vraag om op hierdie punt te vra. En julle weet ons praat nie baie daaroor nie, want dit is nie nodig nie. Hierdie gemeente is regtig baie vrygewig. Maar hoe ryk jy? Hoe ryk jy vir die Here? En dan sê hy vers 19, yes, hierdie is mooi. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbare rykdom in Christus Jesus. Hy sê, weet jy hoekom ons is vrygewig? Want alle lewensbronne is by God. Hy het 'n oorvloed. Die hele wêreld behoort aan hom. En hy kan vir jou maklik uit daai rykdom uit voorsien. Nie net materieel nie, op baie ander maniere ook. Die Here sal altyd vir jou ryklik voorsien. Aan ons God en Vader behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En dan sluit hy af met sy groete. En dan sê hy, groete aan almal wat aan God behoort, deur Christus Jesus, die broers hier by my, stuur vir julle groete. Dit sê hy altyd, nee, hier's mense by my, hulle saam met my, hulle stuur vir julle groete. Ook al die gelowiges en veral die wat aan die heilige keiser verbonde is, hulle stuur vir julle groete. So daai wagter raak al hoe nicer klink dit vir my. Hulle stuur al vir Paulus se vriende groete. Dink net wat se kat se kans hierdie arme ouens gehad het. Ek dink hulle het later gedink, gee, kan ek net wegkom uit hierdie boeie uit, dat ek net weg kan kom van hierdie ou af. Want jy weet, Paulus het 'n captive audience met daai ouens. Hulle is aan hom vasgebind met boeie, so dis hoe jy ou vervoer het en daar 2 wagte aan weerskante van jou gestap, en partykeer voor en agter ook. En so die gevangene is weerskante na weerskante toe, is hulle vasgebind met aan die wagte aan weerskante van hulle. En en ek dink hoe Paulus vir hulle gesê het, wie kom na Christus toe nes jy is, word getransformeer en maak 'n verskil in die wêreld. En dan sê hy, die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees. Hy eindig altyd, begin en eindig altyd sy briewe op daai manier. Goed. Is daai bord met die vrae deur, waar trek hy? Daar's hy, lyk my hy is deur. Kan julle net vinnig vir hom aanstuur? Nou julle waarna ek kyk mooi om en kyk en dan kan ons kyk of daar 'n vraagie of 2 is wat ons na kan kyk. Dankie. Dankie, ek waardeer dit. Jo, maar jy het geskryf. Oeps. Kan al hierdie verskillende gebede nie net so retories raak soos tafelgebede of skietgebedjies in wat nie? Oor die motor nie. Ja, natuurlik kan dit. Ja, dis verseker so. Ek dink dit was dit was net eenvoudig net die groot ding is, hoe leer jy 'n spontane gebedslewe aan? Jy begin deur sekere gebede te leer en dit te bid. Wie was nie baie goeie voorbeeld daarvan? Dis in die boek Jona in die Ou Testament. In Jona, as hy nie vis se pens is, dan bid hy so 'n lang gebed vir die Here. Maar letterlik elke sinnetjie van daai gebed kom uit 'n ander Psalm. So die psalms was die gebedskool gewees van die Jode. So hulle dit is amper soos 'n kind se fiets se wat noem jy daai in Afrikaans daai training wheels, né? Wat jy weerskant aan die fietsie sit.
Die wielietjies, whatever, die wielietjies aan weerskant aan die wiele, om die ouetjie te leer, of die ouetjie of dingetjie te leer ry, op 'n fiets, dit hou jou net so 'n bietjie op, terwyl jy nog moet oefen om te, en dit is hoe hulle mekaar geleer het om te bid, is jy leer sekere gebede aan, maar later raak daai goed so ingebed in jou eie gemoed, dat jy spontaan daai bewoording gebruik, maar dit raak 'n spontane ding. Dit was die gedagte in elk geval. Kon fariseërs of skrifgeleerdes dit misbruik en nooit daarby uitkom nie? Ja, verseker. Kan 'n tafelgebed net 'n rympie raak? Natuurlik kan dit, ons almal weet dit kan. Nee. Maar dit is net 'n training, stukkie gereedskap om mense te help om ten minste net in gebed in te kom. En natuurlik weer eens, daar is ook, ek dink ons moet sê, daar het 'n skuif gekom. Dis 'n manier waarop die Here vir die mense in die Ou Testament geleer het dat hy teenwoordig is in die ganse alledaagse sleur van die lewe. En ek dink Jesus wat gekom het en die gewellige relasionele klem van die evangelie wat 'n spontane ding geword het, het definitief dink ek die potensiaal om baie meer spontaan te wees. Maar jy het in die Bybel het jy baie duidelik formele gebed steeds in die Nuwe Testament. Ek dink aan Matteus 6, gaan na jou binnekamer toe, maak die deur toe en praat met die Here, met jou Vader wat in die hemel is. Hy sê wel in die gedeelte net voor dit, moenie net klakkelose woorde en goed gebruik nie. Met ander woorde, dis vir hom baie belangrik dat jy daai gebed van jou sal oorgaan in spontane gebed. Maar aan die ander kant het Jesus ook gesê, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is. En baie mense, die vroeë kerk, en weer eens, jy sien die kerkvaders het dit ook so gedoen. Hulle het baie keer, as hulle nie tyd gehad het, het hulle net die Onse Vader gebid. So natuurlik, Matteus 6 beteken nie, moet die Onse Vader elke keer net so bid nie, maar daai elemente van die gebed moet ten minste daarin wees, né? So nie natuurlik, dit moet spontaan wees, dit moet relasioneel wees. So jy moet 'n meer formele tyd met die Here waar intimiteit met jou verhouding, in jou verhouding met die Here regtig 'n prioriteit is, moet daar wees. En dit kry jy net wanneer jy regtig tyd maak vir die Here, toemaak, Bybel lees, mediteer daaroor, dink daaroor, in stilte sit, met die Here praat en aanhou praat en probeer om dankie sê en versoeke rig uit te stel so lank jy kan terwyl jy bid. En jy sal agterkom hoe moeilik dit is. Want ons het nie taal daarvoor nie. Met ander woorde, loof net die Here. Beskryf net vir hom wat jy sien, beskryf net vir hom die lewe. Dit het vir jou baie beteken. Beskryf net vir hom die beauty van wat jy beleef in die lewe. En natuurlik dan ruk jy jou versoeke aan die einde en jy kan dankie sê. En dan het jy jou spontane gebed ook, wat jy in die kar bid, daai is goed en is reg. Maar as dit alles wat jy bid, dis maar soos 'n huwelik ook. Jy weet, as jy net heeldag met jou vrou besigheid praat en met jou man en jy praat oor hoe laat gaan ons die kinders oplaai en gaan jy weet ek gaan solank die blomme vat so intoe haal jy die kinders en jy weet en jy praat net rondom ete met mekaar en daar's nie en jy en sy kry nie kans om regtig waar hand aan hand te stap op die strand of net in die tuin te sit sonder die kinders partykeer wanneer hulle slaap dan in die donker gaan sit miskien en net tyd met mekaar spandeer alleen op julle eie nie, gaan die huwelik ook nie groei nie. Dit is dieselfde so. Jy weet, jy vir jou lewensmaat, jy vir jou man, vir jy en jou vrou, kan partykeer fisies by mekaar is, maar jy voel net so ver van mekaar af. Maar daar's nie intimiteit nie, en daar's nie verhouding nie. Ander kere weer kan jy ver van mekaar wees, maar jy voel baie na aan mekaar. Want jy het genoeg tyd, jy is intentioneel genoeg om tyd te maak vir daai goed. Jy met daai selfde tyd moet jy met jou kinders ook hê. Ek het vandat my kinders baie jonk was, het ek vandat hulle gebore is, for that matter, het ek weeklikse tyd aftyd gevat met Marie alleen en met elke kind, elke week. En dan ons afdag gehad wat ons saam as gesin gedoen het, wat gewoonlik hele Saterdag is my Vrydag. Daai intimiteit in 'n verhouding is baie belangrik. En ek het vandag nog weeklikse afsprake met my seun, hy sal 30, en met my dogter, en my skoonseun, en my skoondogter, en my vrou. En hoe maak jy tyd? Jy fight jou alie af om tyd te kry. Dieselfde moet jy met die Here doen. Gebed werk ook so. Jy moet tyd alleen met hom hê. Te besig, dan is jy te besig. Ek weet moenie oordadig skuldig voel nie, ons struggle almal, jy weet, maar maak dit regtig prioriteit vir jou eie beswil, vir jou eie welsyn. Tweede, my man glo jy vra net
iets, my man glo jy vra net iets eenmaal in gebed. Hy sê die Here vergeet nie. Is dit verkeerd? Want jy het gesê, jou mentor sê jy moet aanhou bid oor 'n saak elke dag, moet jy dalk van verskillende hoeke bid. Wel, kom ek sê vir julle waar my mentor in die hande kry. Weer eens, ek dink as plek vir al twee. Want wat doen Paulus? In 2 Korintiërs 12. Hoeveel keer bid hy vir die doring in sy vlees? Julle hierdie boek Bybel, jy moet hom maar lees, hoor. Hy bid 3 keer. Hy sê ek het 3 keer Here gebid dat my doring in die vlees wegvat en hy het nie. Né? Onthou dit daai. Ja, so jy hoef daar seker goed wat jy voel, okay. Het hom 2 of 3 keer gevra. Dis nou dit. En dan het jy hierdie ander baie mooi gelykenis in Lukas 18. Jesus het vir hulle gelykenis vertel om duidelik te maak dat mense altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir 'n mens gehad het nie. Dieselfde stad was daar 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra, doen aan my reg en met teenspraak teen my teenparty, soos uiteindelik vir hom gesê, word my weldoener, dat ek jou kliënt word. 'n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê, vir God het ek wel geen eerbied nie, en in 'n mens steur ek my nie, maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help, anders klap sy my ook nog op die ouend. En dan sê Jesus, so sê die Here, hoor wat sê die onregverdige regter, sal God dan nie aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep reg doen nie. So hierdie gelykenis sê weer, jy moet aanhou bid. So jy moet maar dink vir watter goed wil jy aanhou bid en vir watter goeters hoef jy net 1 of 2 keer te bid. Maar ek sal nie sommer gou ophou as ek jy is nie. Ek sal maar druk maar deur. Dis goed. Paulus was evangelis en 'n tentmaker. Ons ondersteun 3 sendlinge wat nie werk nie. Ons ondersteun 3 sendlinge wat nie werk nie, maar net in sending, wat net in die sendingveld werk. Sendingwerk is baie harde werk, hoor, ek net sê. Ek wil dit nie doen nie. Een doen kommunikasie, een doen kerkplanting en een gaan na sendingskool toe. Moet sendlinge dan eintlik ook 'n werk hê om hulle self te onderhou? Nee, nie noodwendig nie. Dis wat Paulus sê in 1 Korintiërs 9. Hy sê, wat hang af van die aard van jou bediening. Party bedienings vat voltydse fokus en werk. So dan moet daai persoon bevry kan word om dit voltyds te doen. Paulus hy gebruik altyd die feit dat hy tente gemaak het as 'n voorbeeld, want Paulus kom uit 'n rabbiniese skool. En die rabbies het geleer dat jy moet boonbehalwe jou rabbi job, is dit heel nuttig om 'n ander ambag ook te hê, sodat jy kan terugval op dit, sou dit noodsaaklik wees. Maar Paulus se verduideliking in 1 Korintiërs 9 is presies dit. Hy sê as jy die evangelie verkondig, dan moet jy jou verdienste kan kry uit die evangelie uit. Dit baie voordeel om dit nie te doen nie. Ek self het 3 bronne van inkomste. Ek werk nie net vir Oosterlig nie. En dis vir my baie nuttig, maar dis nie nodig nie. Jy hoef dit nie so te doen nie. So ek hoop ek het die vraag geantwoord. Het Paulus 'n gesinslewe gehad? Nee, 80% waarskynlik nie. Daar is 'n ons weet Paulus het 'n skoonsussie gehad. So ons weet hy was 'n familieman gewees in daai opsig. Daar is 'n paar teoloë, een van hulle se naam is Jerome Murphy O'Connor, hy's 'n katolieke teoloog. Hy glo Paulus moes 'n vrou gehad het en hy het redes daarvoor. Ek het dit al gelees, maar daai redes is nie vir my gestiek nie. So meeste mense sê Paulus was nie getroud nie. So ons het nie regtig wat my betref oortuigende getuienis dat hy getroud was nie. Die ander apostels was wel. Petrus was getroud. Trouens en in 1 Korintiërs 9 dan sê Paulus hoe Petrus sy vrou saamvat op hulle reise en so aan. So Paulus het waarskynlik nie 'n gesinslewe gehad nie. Ons weet hy het ook nie kinders gehad nie. So ons maak Sondag klaar met Matteus. Wat kom daarna? In hakkies asseblief. Baie shame. Iemand klink desperate. Ons het lankal besluit dat ons een van Paulus se briewe gaan doen. En ons het besluit op 1 Korintiërs
En so ons gaan na Matteus klaar is. Kyk, daar's mos nou 'n klomp lang naweke goed in April en as hulle die mekaar spil. So as ons met 1 Korintiërs wegtrek, wil ons oordentlik wegtrek met momentum. So ons gaan net so 'n paar Sondae gaan ons 'n bietjie dit gaan nie los boodskappe wees nie. Vir 4 boodskappe gaan ons net terugreflekteer op Matteus. Wat moet ons hieruit haal? Wat moet ons leer uit Matteus? Met ander woorde, 'n baie praktiese what now tipe van ding uit Matteus uit. Jy moet dit nie mis nie. Gaan baie cool wees. En dan daarna gaan ons 'n Sondag of 2 los hê en dan ek dink hier in Mei maand wanneer die lang naweek verby is. Ek dink die eerste naweek in Mei is nog 'n lang naweek tipe ding. En dan van die tweede naweek in Mei af, dan sit volstoom 1 Korintiërs. So julle kan 1 Korintiërs begin lees. Paulus is baie moeilik. Ek het vir elke van my kollegas net so 'n dik boek op Paulus gekoop en gesê julle beter dit lees. En ek lees dit ook. So ons doen baie moeite om julle nie te verveel nie. En alhoewel verveeld is alright, elke nou en dan frankly. Eintlik nou as ek aan dink, moet julle meer verveel. Ek dink dis beter vir julle groei. En vir ons heil, wat beteken ons gaan nie so baie komplimente kry nie, nie dat ons eintlik baie kry nie. So dit gaan ons nederig hou en dit gaan julle leer om te fokus. So dalk moet ons moet een keer 'n bietjie 'n studietjie doen net in die Nuwe Testament en die Ou Testament oor luister, want luister is 'n verskriklike belangrike topik in die Ou en Nuwe Testament. Goeie prediking is nie so belangrik nie. Jy moet dit net akkuraat doen. Dit het Paulus gevoel. Jy moet die gawe hê en jy moet dit akkuraat doen. Res is die luisteraar se probleem. Hy moet sorg dat hy iets uitkry. So dit is maar jy moet 'n bietjie gaan kyk. Maar ons het baie consumer luisteraars vandag. Ag, ek gaan nou lekker op my eie tangent hier aan. Niks te maak met die vrae nie, maar so lekker om familie te hê wat nie omgee nie. So is nog 'n vraagie? Iemand iets gesê. Hoe moet 'n mens mense medegelowiges bemoedig wat deur swaar tye gaan, as Paulus sê dat ons deur moeilike tye deurgaan en lyding moet hanteer, gebaseer op laasweek se Filippense 3. Ek dink ek kan nie onthou wanneer het ons ek dink iemand het al van tevore 'n soortgelyke vraag gevra, maar die beste manier, ons kan een voorbeeld kry uit Job en een voorbeeld uit Paulus. In Romeine 12, kom ek begin by Job. Kom ek by Romeine 12. Romeine 12 sê Paulus, treur saam met die wat treur. Dis regtig die beste ding wat jy kan doen saam met iemand wat jy swaar kry gaan. Wees daar saam met die persoon, kweek die gevoel. Dis belangriker hoe jy die persoon laat voel as wat jy sê of wat sy geskenkie vat of wat ook al. En jy kan enigiets van daai goed doen. Dit kan baie gepas wees, maar die belangrike ding is laat jy die persoon geliefd voel in jou kommunikasie met die persoon. En ek dink ons kan daar baie by die Afrika mense leer. As hulle naasbestaande het wat afsterf, jy het vir weke lank mense by jou huis. Hulle kom net. Jy moet net later nie meer koekies oor nie. Jy weet, maar hulle bly kom en hulle bly by jou en hulle sit by jou totdat jy alright is. En dit is wat eintlik met Job veronderstel was om te gebeur. Job se 3 vriende staan daar, hulle het 7 dae net by Job gaan sit, niks gesê nie. Nou die 7 dae kan letterlik wees in Job se geval, maar is ook baie simbolies, want daarna Job het die Jode gepraat van jy doen 'n 7 saam met iemand. As iemand jy swaar kry gaan, dan gaan sit jy 7 dae saam met die persoon. Beteken eintlik maar net 'n vasgestelde, gepaste, nodige tyd. So, maar jy sê niks. Jy wees net met die persoon. Jy laat hom voel hy's nie alleen nie. Jy laat hom voel jy's daar vir hom. Job se vriende was briljant in hulle stilte. Dis toe hulle begin praat het, wat dinge begin suiddryf het. Moenie altyd voel jy moet advies vir mense gee nie. Tensy hulle vir jou vra, wees net met hulle, hou hulle vas, wees daar en sens. Jy weet, hoe wil hierdie persoon vertroos word? Wat gaan hulle help? Party mense hou nie van drukkies en goed nie. Ander mense thrive daarop. Party mense wil net weet, is iemand by my? Of wat ook al. So, leer om mense te lees. Leer om fyn te luister as daai mense met jou praat. Sodat jy kan leer, hoe moet ons mense ondersteun? So, dankie, is 'n vreeslike mooi en 'n belangrike vraag hierdie. Volgende enetjie, die kern van geloof word mooi verduidelik. O, dankie. Okay, dit is 'n plesier. Laaste enetjie, wat was die boek van die lewe? Dit is binne die Joodse en die Christelike tradisie, maar net ek weet nie of
hulle ooit letterlik geglo dat daar 'n boek is wat iewers in die hemel is wat iemand oopslaan nie. Maar dit is hulle beslis 'n simboliese manier om te dink dat God rekord hou van die mense wat aan hom behoort. Dit is 'n baie belangrike tradisie in beide die Ou en die Nuwe Testament. Dis eintlik waar, by the way, waar op die 144,000 dui, dit dui op God ken die getal van sy mense. Hy weet wie hulle is. Hy het rekord van hulle. Hulle kan nie net verdwyn, jy weet, en deur iemand gevange geneem word en weggesleep word en jy weet nie waar hulle is nie en jy weet, God weet van sy mense wat swaar kry. Hy ken hulle op die naam, hy ken hulle getalle en hy sal die volle, voor die finale oordeel gebeur, sal hy die volle getal by hom hou. En is iets daarvan, is baie soortgelyke ding met die boek van die lewe het. Natuurlik Openbaring praat van die 144,000 sowel as die boek van die lewe, afhangende van in wat so hoofstuk hy is, met wat so beeld hy besig is. So dit was eintlik maar net 'n manier hoe hulle gedink het daaroor dat God presies weet wie hulle is en dat hulle name ken en dat hy, jy weet, 'n hemelse rekord het van hulle. Goed, daar's hy. Dankie julle. Julle paar van 7 vrae gehad. Good. So volgende kwartaal gaan ons nie 'n Bybelboek doen nie. Ons gaan 'n kursus doen wat ek dink baie belangrik is vir ons gemeente, oor wat ons net noem revolusie, wat gaan oor Bybelse gemeenskap, Bybelse community. Julle sal die datums daarvan nog baie mooi kry. En dit gaan vir 5 Woensdae aande in 'n ry wees. En in die derde kwartaal sal ons weer 'n Bybelboek doen. Alright. Goed, daar's hy. That's that. So kom ek bid vir ons. Here, soos wat hierdie vrae aangedui het, wil ek vir u vra dat u ons sal help en sal leer om mekaar te ondersteun, om hierdie vriendskap te hê wat Paulus en sy vriende met mekaar gehad het. Selfs die mense oor wie hy besorg was, Here, dat hy diep ontsteld was en diep besorg was en regtig omgegee het. Al moes hy soms hard praat. En ek bid, Here, dat ons regtig daai omgee vir mekaar sal hê. Ek bid dat ons nie cheap sal wees met mekaar nie, dat ons nie goedkoop verhoudings sal hê, verhoudings wat ons min kos nie. Maar dat ons verhoudings onderling met mekaar in die gemeente en met ons familie en mense wat u ken, sal getuig van die baie duur prys wat u betaal het vir die gemeenskap. Help ons om te onthou dat ons almal baie duur gekoop is. En dat nie net ons redding nie, maar dat ons verhoudings met mekaar 'n duur prys is. En dat dit net u is wat hierdie betaling kon doen. Net u het dit gehad in u morele bankrekening, ons het dit nie. So dankie dat u dit in ons plek betaal het en ek bid, Here, dat hierdie verhoudings van ons volvoer sal word tot die einde, totdat dit volledig is, totdat dit voltooid is, en dat ons kapasiteit om lief te hê net sal vergroot en sal verbreed en sal verdiep. Ons bid dit in Jesus se naam en almal sê Amen. Dankie julle.